Welkom by die luistermeditasies vir Koninkrykstyd. Vandag is Dinsdag, 4 November, en die skrifgedeelte waarby ons stil staan is Psalm 119, vers 137 tot 144 in die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit. Kom, wees stil voor die Here. Bring jou aandag terug na hierdie oomblik van rus. Na hier waar jy nou is. Hier waar God ook teenwoordig is. Die gedig met die titel Psalm van Ilse van Staden nooi ons ook dieper in hierdie oomblik van stilte in. Omdat sy my liefhet, sê God, daarom sal ek haar beker laat oorloop met woorde. Daarom sal ek die olie van voldoening en die wyn laat drup oor die rande van haar drome en die kante liggies kraak soos porselein. Daarom sal ek die room en die skuim laat oorstoot en vloei in die pierings van haar hande, uitgestrek soos bedebriewe of vlerke, en om haar knielende knieë sal ek my oorvloedigheid laat poel, sodat sy haarself kan sien, van aangesig tot aangesig, in my oormaat gespieël. Amen. Psalm 119, vers 137. U is regverdig, Here, wat u bepaal is reg. In groot regverdigheid en trou het u u verordeninge uitgevaardig. Ontsteltenis verteer my, omdat my teestanders u woord verontagsaam. U woord is baie suiwer, ek het dit lief. Al is ek gering en verag, u bevele verontagsaam ek nie. U is altyd getrou en regverdig. U wet staan altyd vas. Al oorval angs en benoudheid my, in u gebooie bly ek my verlustig. U verordeninge is altyd regverdig. Gee my insig daarin, dat ek kan lewe. Die psalmes sing van God se geregtigheid. Regverdig is die Here en die verordeninge is reg. Dis die stem van iemand wat te midde van swaar kry en misverstand nog steeds glo dat God se woorde lig is. Nie altyd duidelik nie, nie altyd maklik om te verstaan nie, maar lig, tog lig. Hy praat van 'n brose klein lewe. Ek is klein en verag, sê hy, maar u bevele gee my lewe. Hoe vreemd en mooi, dat in 'n wêreld van mag en gewoel, die lewe nie gevind word in beheer nie, maar in oorgawe, nie in die grootste gebare nie, maar in die sagte aanhou vertrou, dat God se geregtigheid uiteindelik goed is. Die Psalm herinner ons, wanneer ons siele angstig is, kan ons nog steeds vind dat daar lewe is in God se woord. 'n asem, 'n lig, 'n vrede wat ons dra. As jy na hierdie verse kyk, en ook na jou eie geloofslewe en pad met die Here, wat beteken dit vir jou om te glo dat God regverdig is, selfs wanneer dinge nie nou sin maak nie? Dink gerus hieroor na.
Die psalmdigter skryf oor sy lewe wat klein voel. Ons hoor ook af en toe 'n beangstheid by hom. Waarin vind jy lewe, soos hy, wanneer jy klein of moeg of angstig voel? Reflekteer ook bidend hieroor. In die laaste oomblik van stilte, wil ek vir jou vra om na te dink oor watter riglyne van God vir jou hoop en vrede bring, wanneer jy dit nie in die wêreld om jou vind nie. Dink hieroor na en skryf dalk 1 of 2 daarvan neer, om jou op 'n tasbare manier hieraan te herinner. Laat ons bid. Here, u geregtigheid staan vas, selfs wanneer my wêreld wankel. U woord is lig, selfs wanneer ek in die donker stap. Laat u vrede in my woon, soos die asem wat my dra. Leer my om u goedheid te vertrou en om te lewe uit u lig. Amen.